Stel jou voor jy kan jou foon optel en 'n gesprek voer met 'n digitale Jesus. Nou, dit klink dalk vreemd, maar nes AI sagteware soos ChatGPT, Claude en Gemini 'n klompie chatbots is wat vir jou antwoorde genereer gebaseer op 'n prompt, of soos ek dit in Afrikaans gedoop het, 'n skryfdruppel wat jy deurgee, is daar reeds 'n klomp Jesus chatbots op die internet. Apps soos Text with Jesus en Ask Jesus wat voorgee om in Christus se stem jou vrae te beantwoord. I kid you not. Letterlik, as ek nou hierso op die internet intik, Ask Jesus AI, dan kom die chatbot op en die inleiding daarvoor sê, Ask Jesus is an interactive chatbot that answers life's toughest questions with wisdom and insight. Hierso is 'n ander een, Virtual Jesus, the innovative app that brings you closer to the teachings and guidance of Jesus. Wara. So, ja mense, scary. Nou, kan jy jouself net indink watter interessante of eerder misleidende antwoorde deur hierdie chatbots opgelewer word. Geen kerk het hierdie bots gemaak of beheer nie, en omdat geld die dryfveer is, kan die teologie van hierdie bots sommer verander net om die gewildste antwoorde op te lewer. Sulke digitale Jesus AI's kan maklik eerder 'n instrument van manipulasie word as iets wat geloof bou. Dit wys jou net hoe ver tegnologie gevorder het, en dit dwing ons as kerke om te vra, hoe raak kunsmatige intelligensie, artificial intelligence, AI, ons geloofsgemeenskappe? Hallo julle, my naam is Denai. Welkom by Kreatief, waar ek op eenvoudige en verstaanbare maniere met jou praat oor kreatiwiteit, kommunikasie en AI in die konteks van die kerk. Vandag wil ek kyk na hoe AI-integrasie, met ander woorde die slim gebruik van AI-tegnologie, ons bediening en kommunikasie kan verbeter, en ook hoekom dit belangrik is vir ons om etiese en gesonde maniere te kry om met hierdie tegnologie te werk te gaan, juis omdat daar AI-tegnologie daar buite is wat voorgee om Jesus te wees. So, wat is AI en hoekom is dit belangrik vir die kerk? Eenvoudig gestel is dit slim rekenaarprogramme wat kan leer en probleemoplossing toepas op maniere wat voorheen menslike intelligensie vereis het. Dink aan jou selfoon se stemassistent, Siri, wat jou verstaan, of jou GPS wat vir jou wys wanneer daar verkeer op jou pad is, of Netflix wat nuwe reekse aanbeveel gegrond op dit wat jy reeds gekyk het. Dit is als AI in aksie. AI kan tonne data deurwerk of tekste skryf teen 'n spoed wat vir ons as mense onmoontlik is. Anders gestel, AI is soos 'n supervinnige hulp wat kan leer uit voorbeelde en werk wat reeds in die wêreld beskikbaar is, en dan iets nuttigs daaruit produseer gebaseer op 'n skryfdruppel wat jy vir dit gee. Ek gebruik altyd die metafoor van 'n biblioteekassistent. Daar is hordes inligting wat reeds aanlyn beskikbaar gestel is oor die jare. Dit is die boeke in 'n biblioteek. 'n Chatbot soos ChatGPT is die biblioteekassistent. Jy besoek die biblioteek, vra vir die assistent, in hierdie geval ChatGPT, vir inligting of beskryf 'n taak wat jy probeer verrig en vra dan vir die nodige inligting om daardie taak te voltooi. ChatGPT verskaf die inligting gebaseer op dit wat in die biblioteek beskikbaar is, of in hierdie geval aanlyn beskikbaar is. Nou, dis belangrik om te sê dat AI gee antwoorde weer deur middel van predictive text. So AI is so saamgestel dat hy of dit sinne aan mekaar kan sit gebaseer op dit wat hy geleer het in die bronne wat tot sy beskikking is. Ek hoop dit maak sin. Maar dit beteken in essensie dat
AI nie nuwe dinge kan opdink nie, want hy werk met dit wat in digitale formaat beskikbaar is. Dit beteken ook dat AI in baie gevalle misleidend kan wees, antwoorde trek uit bronne wat nie peer-reviewed is nie, met ander woorde op navorsing of feite gebaseer is nie. En soms gee AI sommer opgemaakte antwoorde, omdat hy juis niks oor daardie spesifieke topic waaroor hy soek kan vind nie. Nou, hoekom praat ons oor AI binne 'n bedieningskonteks? Wel, tegnologie is nie meer net iets vir Silicon Valley nie. Dit raak elke aspek van die samelewing, insluitende hoe ons as kerke funksioneer. Die wêreld verander vinnig met digitale kommunikasie en jong mense leef in daardie realiteit. Van die oomblik wat kinders gebore word, is hulle blootgestel aan hierdie digitale wêreld, aan hierdie tegnologie. As die kerk wil aanhou leer om met hierdie generasies oor Jesus te praat in die taal van die kultuur en mense doeltreffend wil bedien, moet ons bewus wees van nuwe gereedskap, wat die impak van hierdie gereedskap op mense is en wat ons rol as Jesus-volgers is in hierdie vinnig veranderende wêreld. Hier is die realiteit. AI is besig om van navorsingsbasies na kerkbanke toe te skuif. Wat eens net futuristies geklink het, is nou 'n regte gesprek in die voorportaal van baie kerke. Ons sien hoe kerkleiers in Afrika vra, hoe reageer ons getrou en effektief terwyl tegnologie ons wêreld hervorm? Baie glo dat AI, as dit reg aangewend word, 'n positiewe impak kan hê deur sendingwerk te versnel, teologiese opleiding te verdiep en selfs administrasie te stroomlyn. Maar, en dis 'n groot maar, AI bly 'n hulpmiddel, nie 'n vervanging vir die gees of vir mense nie. En bovenal nie 'n vervanging van 'n ware ontmoeting met Jesus nie. Ons sal hierop terugkom, maar hou hierdie in gedagte soos wat ons verder praat. Tegnologie moet die kerk se tydlose missie dien, nie daarvan aflei nie. Kom ons kyk na 'n paar maniere waarop AI nou reeds in kerke wêreldwyd gebruik word en hoe ons dit in ons kontekste kan inspan. 1. Outomatiese administrasie en kommunikasie. AI kan help met daaglikse take wat baie tyd vat. Byvoorbeeld, slim nuusbriefstelsels kan leer wanneer die beste tyd is om e-posse of aankondigings aan gemeentelede uit te stuur, gebaseer op hul leesgedrag. Op 'n webtuiste of Facebookblad kan 'n chatbot 24/7 eenvoudige vrae beantwoord soos, hoe laat begin die erediens of waar kan ek 'n gebedsversoek indien? Stel jou voor iemand soek laat in die nag inligting. Die AI antwoord dadelik in jou plek. Hierdie bots kan selfs meertalige antwoorde gee wat wonderlik is in gemeentes met meer as een taal. Minder tyd agter die rekenaar beteken meer tyd by mense. Dan inhoudskepping en Sondagboodskappe. AI kan 'n bestaande preek of lesing neem en dit omskakel in ander formate om 'n groter impak te hê. Byvoorbeeld met transkripsiegereedskap kan jy 'n opname van Sondag se preek laai en binne minute kry jy 'n volledige teks. Nou kan jy daardie teks redigeer in 'n artikelformaat vir die gemeentebrief of 'n blogpost op julle webblad. AI kan ook hoogtepunte uit die preek uittrek om kort video of klankgrepe vir sosiale media te skep. Dink aan hoe een preek op 'n Sondag nou deur die week in 'n hele klomp aanlyn inhoud omgeskakel kan word. Daar is selfs 'n app soos Pulpit AI wat juis dit doen, 'n preek omskep in blogposts, sosiale media plasings ensovoorts. Vir gemeentes wat opnames van dienste het, kan AI outomaties ondertitels of subtitles by video's voeg vir Facebook of YouTube of Instagram inhoud. Dit maak jou inhoud meer toeganklik, veral vir mense met sig- of gehoorprobleme of mense wat sonder klank video's kyk. Dan is daar vertaling en meertalige bediening. In 'n diverse land soos ons is taal 'n groot uitdaging. Daar is nou projekte aan die gang wat AI oplei met Christelike literatuur om Bybelse materiaal van Engels na Afrikatale te vertaal. Byvoorbeeld, een organisasie het 'n proefprojek waar hulle Engelse Christelike tekste outomaties na Swahili toe vertaal met baie belowende resultate.
Stel jou voor jy kan jou preke of liedere met 'n paar kliks in Zulu, Xhosa of selfs Frans omsit. Hoewel 'n mens altyd die vertaalde werk moet nagaan, kan dit baie tyd spaar en imagine net die verskil wat ons hier in ons land kan sien. AI-gebaseerde vertaling kan help dat gemeentes mense in hul hartstale bedien en nuwelinge welkom laat voel in die erediens. Kom ons praat oor gemeentebetrokkenheid en analises. Party groter kerke gebruik al AI om data te ontleed, byvoorbeeld om tendense in kerkbywoning of dankoffers uit te wys. AI-stelsels kan kyk wanneer en hoe mense skenk en dan verslag doen oor waarvoor die geld aangewend is. Net so kan AI dalk opmerk, hey, jy het die laaste 3 Sondae gemis, is alles oukei. Natuurlik moet 'n mens ook hier sensitiwiteit toepas. Hierdie soort inligting help kerkleiers om vinniger ondersteuning te bied waar dit die nodigste is. En AI kan ook aanlyn gesprekke soos op die gemeente se Facebookgroep monitor om te sien watter kwessies of vrae in die gemeenskap opkom, wat natuurlik ook baie help sodat die kerk vinniger kan reageer. Dan is daar hulp met navorsing en opleiding. AI kan ook dien as 'n digitale teologiese assistent. Stel jou voor jy doen Bybelstudie en wil vinnig konteks hê oor 'n spesifieke vers of boek in die Bybel. 'n AI-hulpmiddel kan binne sekondes opsommings gee van betroubare kommentare, oorspronklike Griekse of Hebreëse woordbetekenisse en verskillende vertalings. Alles op 'n vlak wat ek en jy kan verstaan. Hier in Pretoria is daar navorsing gedoen om 'n AI-bot op te lei met hoope Bybelkommentare sodat dit komplekse teologiese konsepte in eenvoudige taal kan verduidelik. Weereens, die idee is nie dat 'n masjien die dominee of kategese onderwyser vervang nie, maar dat dit soos 'n bykomende hulpmiddel kan wees en funksioneer om lering meer toeganklik te maak. Selfs vir leiers op afgeleë of plattelandse gebiede met min hulpbronne kan AI nou al as 'n brug dien wat preke, lesmateriaal en opleiding vir hulle makliker bekombaar maak. Hulle prosesse en stelsels hernie en nuwe dinge binne die gemeente losmaak. Soos jy kan sien, is die toepassings baie. Daar is nuwe startups en platforms wat gereeld opduik wat spesifiek vir kerke ontwerp is. Van sermon AI hulpmiddels, miskien het jy al daarvan gehoor, tot chatbots vir gebedsversoeke. Party van hierdie gereedskap kan byvoorbeeld jou preek opsom in 5 verskillende tale tegelyk. Minder tyd aan sleurwerk, meer tyd aan verhoudings. Gepraat van toepassings, daar is ook uiterste gevalle waarby ons baie kan leer. In 2023 het 'n kerk in Duitsland opslae gemaak deur 'n hele Sondagdiens deur AI te laat lei. Nee, hulle het nie 'n robotdominee op die verhoog gehad nie. Wel, amper nie. Dit was 'n digitale avatar van 'n vrou wat op 'n skerm geprojekteer was. Die hele diens, van die verwelkoming tot die aanbidding, die gebede tot die preek, is vooraf deur ChatGPT geskryf en toe deur die avatar voorgedra. Glo dit as jy wil, meer as 300 mense het kom kyk hoe 'n rekenaar die preekstoel inneem. Die reaksie was gemeng. Sommiges het dit nogal fascinerend gevind. Een persoon het gesê die ervaring was interessant of miskien interessant, ek is onseker, maar baie ander het gekla iets wesenlik het ontbreek. Mense het gevoel die aanbieding was te koud en klinies. Daar is blitsvinnig deur die liturgie beweeg, sonder daardie menslike warmte en dieper insinking wat 'n mens kry wanneer 'n regte prediker met deernis preek. Iemand anders het gesê daar was geen tyd om te dink of te reflekteer nie. Die algemene gevoel was dat die siel ontbreek het, daardie autentieke, egte, opregte aanraking van 'n mens wat self glo en voel wat hy of sy sê. So dan die vraag, kan 'n masjien ooit werklik die woord van God oordra met dieselfde gewig as 'n menslike leraar? As jy my vra, I don't think so. Op die ou end sien 'n mens in al hierdie eksperimente 2 uiterstes. AI wat probeer lei versus AI wat as 'n hulpmiddel dien. Dit beklemtoon vir my 'n kernpunt, dat ons balans en wysheid nodig het in hoe ons AI benader in die kerk.
die boodskap bly menslik. Gebruik AI met wysheid. Met al hierdie opwindende moontlikhede moet ons ook eerlik wees oor die uitdagings en gevare. AI is kragtig, maar nie perfek nie, en dit het geen geestelike onderskeidingsvermoë van sy eie nie. So hoe gebruik ons dit op 'n verantwoordelike manier? Eerstens, hou in gedagte dat AI foute maak. 'n AI-model, soos ek reeds genoem het, gee vir jou dikwels antwoorde wat net waarskynlik klink, maar nie noodwendig waar is nie. Dit is letterlik hoe baie van die moderne AI-hulpmiddels werk. Hulle voorspel die beste volgende woord of idee gebaseer op waarskynlikheid, nie op enige begrip van waarheid of valsheid nie. As mense wat die waarheid najaag, moet ons dus versigtig wees. 'n AI kan met oortuiging iets sê wat teologies of feitelik heeltemal verkeerd is. Ons moet dus elke AI-uitset toets aan ons eie kennis, die skrif en ons eie gesonde oordeel. 'n kundige skrywer het opgemerk dat Christene dalk traag is om AI te vertrou juis oor hierdie rede. Die masjien kan indrukwekkend klink, maar is nie 'n waarborg van akkuraatheid nie. Daarom moet ons altyd die finale keerders bly. Tweedens, AI moet slegs as 'n hulpassistent funksioneer, nie as die skepper of denker self nie. 'n Senior tegnologiekenner in die kerkwêreld het AI mooi beskryf as 'n medevlieënier of co-pilot. Nuttig om ons te help navigeer, maar ons as mense bly die kaptein van die skip. AI kan voorstelle gee, dinge opsom, data verwerk, maar uiteindelik maak die mens deur God gelei die besluite. As 'n gemeente byvoorbeeld 'n AI-inhoudskepper gebruik vir hulle webblad, moet 'n menslike redakteur die inligting of inhoud altyd nagaan om te verseker dat die hartklop en waarheid van die boodskap en van die gemeente bly. Selfs Adrian Adams, 'n Christenleier wat navorsing doen oor AI by die Universiteit van Pretoria, het beklemtoon dat AI dinge kan versnel en vergemaklik, maar dat dit nie jou eie vermoë om te luister na mense of jou eie denke en begrip van jou konteks kan vervang nie. Ons kan dus nie op autopilot leef en die masjien blindelings glo of volg nie. Menslike inspraak en toesig is noodsaaklik. Derdens is daar geestelike en etiese grense. AI mag dalk klank en prentjies naboots, maar dit het nie 'n siel nie. Dit kan nie bid of empatie voel nie. Dit kan dit wel namaak en dus my aanspraak op onderskeidingsvermoë. As ons te ver gaan om AI geestelike werk te laat oorneem, soos daardie volledige AI-eredienste, loop ons die risiko om aanbidding in 'n koue vertoning te verander. Die gevaar is dat die gemeente toeskouers word van 'n sliek digitale produksie eerder as deelnemers in egte geloofsbeoefening en aanbidding. Daarom sê baie predikante, AI kan help, maar nie vervang nie. Die verkondiging van die woord gaan oor meer as net inligting oordra. Dit gaan oor hart tot hart, face to face, oor teenwoordigheid en verhouding. 'n rekenaarprogram wat nooit self 'n geloofstryd of 'n traan ervaar het nie, gaan moeilik die diepte kan namaak. Daarby saam, onthou die Jesus bot voorbeeld vroeër. Om 'n masjien te hê wat voorgee om God se stem te wees, is gevaarlike grond, mense. Teoloë waarsku dat AI wat God naboots 'n unieke uitdaging stel, nog groter as die vraag of 'n robot in God se beeld geskape is. Want as 'n chatbot aanspraak maak dat ek is Jesus, vra my enige iets, is dit misleidend en ondermyn dit die uniekheid en heiligheid van ons Here. Dit is nie net 'n speelding nie, dit raak kernwaarhede van geloof. Ons moet dus baie duidelik wees, geen AI is die Heilige Gees of God of 'n mens met 'n roeping nie. AI is bloot 'n produk van menslike algoritmes. Hanteer dit met dieselfde gesonde skeptisisme as wat jy enige ander menslike bron sou hanteer, of miskien selfs meer. Laastens, en hierdie is 'n baie belangrike punt, dink ook aan privaatheid en integriteit.
As ons AI gebruik wat gebaseer is op groot hoeveelhede data, moet ons seker maak ons beskerm ons gemeentelede se persoonlike inligting. 'n Slim stelsel wat byvoorbeeld al jou lidmate se dankoffers of bywoning kan dophou, moet goed beveilig word. Ons wil nie hê daardie data moet in die hande van adverteerders of erger beland nie. Wees versigtig vir watter platforms jy gebruik en lees daardie gebruikersvoorwaardes. Dit is belangrik. Dit maak dus sin dat ons as kerke dalk ons eie beleide moet skep oor hoe AI gebruik word, sodat alles deursigtig en eties bly. Die bottom line is, AI is 'n kragtige nuwe werktuig in ons gereedskapskis. Maar soos enige werktuig, moet 'n mens weet wanneer en hoe om dit reg te gebruik. AI moet onderworpe wees aan ons menslike bedoeling en aan God se leiding. Nou dat ons die prentjie en beginsels het, kom ons bespreek 'n paar praktiese wenke vir jou bedieningsspan of gemeente om AI verantwoordelik te integreer. Julle hoef nie ingeneem te word deur die hype of oorweldig te voel nie. Begin eenvoudig en leer saam. So 1. Begin klein en leer deur te doen. Kies een area om AI mee te toets. Byvoorbeeld, gebruik die gratis weergawe van 'n AI chatbot soos ChatGPT om idees te genereer vir jou volgende jeugbyeenkoms of kleingroep. Vra iets soos, gee vir my 5 vars konsepte om ons jeug te betrek by 'n uitreik en kyk wat jy kry. Gebruik wat bruikbaar is en ignoreer die res. Deur so te eksperimenteer, leer julle die AI ken sonder groot risiko. 2. Werk as 'n span. Betrek verskillende mense in die gemeente om saam te leer. Miskien is daar 'n jong IT-ou of 'n student in julle gemeente wat van tegnologie hou. Vra daardie persoon om 'n kort demonstrasie te kom doen oor byvoorbeeld hoe om 'n eenvoudige WhatsApp chatbot op te stel of hoe om 'n audio-opname te transkribeer met 'n gratis tool. Wanneer die hele span saam die nuwe ding uitprobeer, verminder dit vrees en bou dit vertroue. Julle kan selfs 'n fun oefening doen soos laat AI 'n humoristiese aankondiging skryf en lees dit saam net om die ys te breek. 3. Behou menslike oorsig en inspraak. Besluit van die begin af watter tipe uitsette altyd deur 'n mens nagegaan moet word. Byvoorbeeld, as 'n AI vir julle 'n plasing skryf oor 'n Bybelvers, laat dit altyd deur 'n leraar of teologiese leier lees. So kan julle seker wees dat daar nie iets insluip wat teenstrydig is met julle leerstelling of waardes nie. Ek moet bieg, ek het aan die begin in hierdie struik geval, want AI was exciting en ek het dit gebruik vir sosiale media posts, maar dit was soms nie diep of Bybels of belyn met dit wat ons as gemeente glo of dit wat ons waardes is nie. Onthou Adam se raad dat die mens die vlieënier bly en AI die co-pilot. Maak dit deel van julle span se kultuur. AI gee voorstelle, mense maak die finale keuse. Nommer 4. Hou die fokus op verhoudings. Gebruik AI hoofsaaklik om tyd te spaar op goed wat nie direkte mensekontak vereis nie, soos admin, skedulering, basiese navrae ensovoorts. As jy deur AI 3 ure per week spaar, herbelê daardie tyd terug in pastoraat, disippelskap of jeugwerk waar persoonlike teenwoordigheid onontbeerlik is. Laat weet ook aan jou gemeente waar die AI gebruik word en waar nie. Byvoorbeeld, ons webwerf se chat is 'n bot vir algemene vrae, maar alle gebedsversoeke gaan steeds direk na ons gebedsspan toe. So verstaan mense, AI is daar om kliëntediens te verbeter, nie om regte mense te vervang nie. Deursigtigheid bou vertroue. 5. Bid en dink deur die etiek. Benader hierdie hele reis in gebed. Vra vir die Here vir wysheid in hierdie nuwe terrein en gesels ook as leierskap oor etiese riglyne soos wat is off limits vir ons om aan 'n rekenaar uit te kontrakteer? Waar lê ons grense? Miskien besluit julle byvoorbeeld preke moet altyd hoofsaaklik die prediker se eie werk bly, hopelik. AI kan dalk help met navorsing doen of illustrasies vind, maar nie die kernboodskap formuleer nie.
Deur sulke besluite vas te maak, voorkom julle toekomstige verwarring. Onthou, soos een skrywer gesê het, die preekstoel mag dalk digitaal word, maar die boodskap moet persoonlik bly. Met gebed, nadenke en openheid vir die Gees se leiding, kan ons tegnologie gebruik op maniere wat steeds God se hart reflekteer. So, ons leef in 'n buitengewone tyd waar die kerk die kans het om van die nuutste tegnologie gebruik te maak terwyl ons by ons tydlose roeping hou. AI-integrasie hoef nie skrikwekkend of onpersoonlik te wees nie. Soos ons gesien het, kan dit help met alledaagse take, ons kreatiwiteit 'n hupstoot gee en ons boodskap verder laat strek as 'n gebou, mits ons dit reg benader. Die sleutel is dat ons in beheer bly en die tegnologie ons slegs ondersteun. Die evangelie bly dieselfde, dit wat ons doen bly dieselfde, al verander die gereedskap waarmee ons dit doen. Uiteindelik gaan dit oor mense, om hulle te bereik, lief te hê en te lei na Christus. As AI ons kan help om dit beter te doen, wonderlik. Indien nie, los dit. My hoop is dat hierdie video jou span sal motiveer om ten minste nuuskierig te wees en te ontdek wat bruikbaar kan wees wanneer dit kom by kunsmatige intelligensie. Moenie bang wees om te eksperimenteer nie, maar doen dit met oop oë en oop harte. Tegnologie is 'n hulpmiddel wat ons kan gebruik, maar God doen die ware werk in mense se harte. Ek wil julle graag uitnooi na 2 geleenthede waar jy verder kan kom leer en saam praat oor AI. Die eerste hiervan is 'n AI-konferensie wat Saterdag die 21ste Februarie by Oosterlig plaasvind. Daar is meer inligting hieroor op Oosterlig se app of webtuiste beskikbaar. En dan hou ons as EG in samewerking met Oosterlig en die Oostelike Sinode weer ons kommunikasiekonferensie in Maart. Maar hierdie keer vat ons hom na die Laagveld toe in Badplaas. Meer inligting in die beskrywing hieronder. So mense, in hierdie nuwe jaar 2026, kom ons wees dapper en wys. Dapper genoeg om nuwe dinge te probeer en wys genoeg om die hoofsaak te hou. AI of nie, dit bly ons taak om die goeie nuus op elke manier moontlik te deel.